Liewe broer en suster, kinders van die Here, in die naam van die drie-enige God, hartlik welkom in hierdie godsontmoeting. U en ek voor die aangesig van die Here. Hierdie welkomswoord geld ieder en elk, maar in besonder ook gaste saam met ons, uit watter koers ook al. Weet dat u meer as welkom is en ons gebed is dat u ook die samesyn tussen medegelowiges sal ervaar en kan belewe. Daarmee saam ook 'n welkomswoord aan almal wat via YouTube so bevoorreg gaan wees om na hierdie erediens te kan inluister op 'n later stadium vandag. Mag dit ook vir hulle 'n vreugde wees. Die ander notas sal ek na afloop van die erediens aan ons voorhou. Lofsingend en met dankbaarheid tree ons toe tot die troon van die almagtige God en dink net vir een oomblik wat dit beteken. Om in die teenwoordigheid van die lewende God in erediens saam te wees. Lofsingend met dankbaarheid daaroor, en dit verwoord ons met strofe 1 en 2 van lied 191. En daarna die wotum en die seëngroet van ons Here. Geliefdes, voor die wotum en die openingsverklaring van ons Here en daarna die derde strofe van dieselfde lied te sing, reël ek die liturgie so vir die van u vir wie dit moontlik is. Kom ons staan in ons toetrede vir die openingsverklaring en seën van ons Here en daarna lied 191 strofe 3 en dan neem u weer u sitplek in. Kom ons staan. In eerbied en in afhanklikheid is die woorde van Psalm 111 op een my lippe. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg
dat sy magtige dade nie vergeet word nie. En daarom, kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons doen saam belydenis van ons geloof en die volgende woorde in u hart met my saam te sê. Spontaan na die belydenis skrifberuiming 8-3 se woorde ons lied. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister ook as uitverkore kind van God na die Here se wet, opgeskryf in Eksodus 20 en daarna enkele verse uit Galasiërs 5. En na die voorlesing uit die Galasiërs verse sing ons Psalm 138, die kloete omdigting, se eerste strofe, en daarna bid ons saam. Eksodus 20, hier word die volgende openbaar, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God.
wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop. Die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom of haar behoort nie. En dan die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dan staan hier teen sulke dinge het die wet niks nie.
Ons gaan nou saam bid en daarom kniel ons voor die aangesig van ons Here. Ons Vader, ons kyk op en ons dankie dat U ons hoor as ons weer bidend bely en sê, ons kyk stip na U, die aanbiddelike, lewende God en Vader van ons Here Jesus Christus, driemaal heilig. En daarom kan ons onder leiding van die Heilige Gees ervaar en beleef hoe dat U gebedswoorde vorm en sinne oor ons lippe as nietige mense, gemeente saam. Bidend, belydend. Ons wat luister as U praat. Ons wat oor U grootheid en goedheid en almag getuig, ons wat daarvan vertel, wat U gedoen het aan ons gees. Dat ons kan roep en U luister, selfs as alles nag is om ons heen. Want U is die lig. So bid ons en pleit nederig om U seën in ons samesyn, die gemeenskap van die gelowiges, die heilige algemene Christelike kerk, menskinders, saamgekom met verskillende omstandighede. Saamgekom na 'n week van ryke seën, maar ook saamgekom na 'n week van beproewing, siekte, seer, die dood. Hier saamgekom uit werksomstandighede waar dit goed gegaan het, ook hier saamgekom as kinders in eksamentyd. Hier saamgekom in die krag van ons jare, hier saamgekom in 'n rolstoel. Maar ons is hier, want U roep, en dan staan ons nader. Geloof U dat U ons hoor as ons pleit om U seën by die bediening van U woord. U te dank dat U self aan die woord kom, te pleit dat U sal uitsuiwer wat die dominee se sê goed is. Sodat alleen die Here se woorde in ons harte hulle plek sal kry. Vergewe ons, Here, so baie sondes. Vergewe ons ook as ons dalk ook nou hier sit en sonde doen, aan ander goed dink, dwaalende gedagtes. Vergewe ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan luister as die Here self van die woord is, met skriflesing uit Matteus 1, die 83 Afrikaanse vertaling.
verse 18 tot 25 en spontaan na die skriflesing lied 258 se eerste strofe en die Here te dank dat elkeen van ons in ons samesang ook altyd let op die woorde van die lied van die kerke. 258 se eerste strofe, nadat ons die Here gehoor het in die baie bekende Matteus 1 van vers 18 tot aan die einde van hoofstuk 1. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is. Sonder dat hulle gemeenskap gehad het. En dan hierdie woorde, die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem tot daar. Pinkster 2025. Broer en suster, jaar na jaar, min of meer die tyd. En daarom praat ons ook as kinders van die Here van die kerklike jaar. Die kerklike jaar. En dit is baie meer as gewoon 'n kalenderjaar. Die kerklike jaar is baie meer as Januarie en Februarie en Maart en November en Desember en alles tussenin. Pinkster op die kerklike jaarkalender. Want die kerklike jaar is
is ingrypende, alles veranderende in 'n gebeurlikheid in die tyd. En daarom is die kerklike jaar Kerstyd, dan lydenstyd, dan opstandingstyd, dan hemelvaartstyd, verlede donderdag, en dan Pinkstertyd. Nou, en volgende Sondag, Pinkstersondag. Die kerklike jaar. Vol gelaai met ons Here Jesus Christus se besig wees in dagtyd en kalendertyd en lewensdae, sy besig wees met hierdie wêreld, maar kom ons sê baie spesifiek, die kerklike jaar, die bewys van die Here Jesus se besig wees met u. Met u as mens. Daarom is die kerklike jaar, so kan ons ook sê, Vader, Seun en Heilige Gees se betrokke gefokusheid op u en my. Betrokke en gefokus. En as u wil, die kerklike jaar, God, deur sy Seun, onder leiding van die Heilige Gees, wat sy hand na u toe uitsteek, en sê, hier's my hand, vat hom. En dan kry ons koers. Vat hom. Jy mag. En terwille van u te vra, en terwille van my, deel met my die Pinksternuus ingeskryf in Matteus 1, vers 18 en 20 spesifiek. En daarom wil ek vra, wat openbaar, wat sê Matteus 1, 18 tot 20? Niks anders nie, hoor mooi, niks anders nie as die betrokkenheid van die Heilige Gees by die Maria mens. Die mens Maria. Vers 18 en 20 sê dis niks anders as die Heilige Gees was betrokke by die Maria mens om haar swanger te maak. Maar belangrik, om 'n seun in die wêreld te bring, om u te kom ontmoet, om u te kom soek en my in die straatgange van die lewe, in die steegies, in die oopte. En daar waar ons wegkruip, soos Adam en Eva. Sien jy, ons teksverse getuig van die betrokkenheid van die Heilige Gees by 'n vrou mens en haar seun, die seun van God. 'n Mens kan sê, en jy weet dit, ons moet dit sê, hierdie seun is meer as 'n seun van vlees en bloed. Papa, het is meer as toe jou
eerste babietjie saam met jou vrou 'n seentjie was. Baie meer. Oupa, hierdie seun is meer as jou naamgenoot in jou lewe. Want die Here Jesus is seun baie meer as van vlees en bloed. Inderdaad, hy is God se seun, seun wat volkome God en volkome mens is. En daarom sê 'n skrifverklaarder dit so mooi in die kol korrek raakgevat. Die Skeppergees skep Maria se wonderkind, sodat daar in u en my die wondergenade van die wedergeboorte kan plaasvind. Die wonderlikste van al die wonderwerke van die lewende God, toe 'n vrou mens die seun verwag. En haar verloofde in die geheim van haar wou skei. Dis die wonderlikste van al die wonderwerke van die lewende God. En daarom Maria se swangerskap wat van die Heilige Gees gekom het, die ewige wonderwaarheid wat van vroegtyd af, liewe gemeente, deur mense bevraagteken en verwerp word. Selfs moderne teoloë wat met God se woord in hulle studeerkamer sit en dan sê hulle Matteus 1 vers 18 en 20 is doodgewoon onmoontlik. Hulle sê dit kan nie wees nie, ons weet dit mos. Hulle sê dit maak nie sin nie. Hulle sê dis onsin. Baie mense oor die eeue. Maar wat sê u? Vir my en u is dit evangelie. Dis nuus, dis blye boodskap nuus. Dis uniek, betekenisvol. Inderdaad, en ek sê, dis waar. Dis nuus wat u en ek omhels. Want 'n man kan nie 'n kind verwek wat God is nie. Hoorie? 'n man kan nie God verwek. En daarom is hier die nuus, Pinksternuus. Dis nuus van die nuwe lewe. Dis nuus wat sê die onmoontlike is moontlik ook in u en my lewe. Jesus lewe. En dink so daaraan, as hierdie verse nie waar is nie, het u en ek geen middelaar, geen verlosser, geen koning van ons hart en gemoed en lewe nie.
dan is ons verlore. Ewig verlore, verlaat, alleen. Maar Matteus 1 en spesifiek vers 20, inderdaad 'n onbegryplike wonderwerk. Maar dis 'n werklikheid, want niks is vir God onmoontlik. Hoorie? Maak dit van toepassing op u en my lewe. Niks is vir God onmoontlik nie. Ook nie die wonderlike werkgeboorte van die Here Jesus nie. God is skepend besig. Pinkster skepend besig, wat beteken op 'n goddelike unieke manier het die Heilige Gees die Here Jesus, hoor nou, na u toe gebring. Hoor jy die evangelie? Sodat Christus, die Maria vroumens se kind, u na God toe kom bring. Dis die Heilige Geestaal. Dit is Pinkstertaal, goddelike ingryping. Dit is Pinkster. Maar kom ons sê dit ook. Pinkstertaal beteken God almagtig drie-enig met sy hand op die mens. In besonder in Matteus 1, die Maria mens, sy was nie anders as ander vroumense nie. Sy was 'n doodgewone jong meisie. Sy was 'n doodgewone mens, soos u en ek. Maar sy was 'n begenadigde. Staan daar. Uit vrye guns, genade alleen, die moederma van Jesus. Wat sê dit? God werk met gewone mense. En wat beteken dit? Dit beteken dat Maria en ons as gewone manmense en vroumense saam sing, die Here het my in my geringheid aangesien. En wat beteken dit? Dit beteken die Here het Maria raak gesien, maar dit beteken ook hy het my, u raak gesien. En die Pinkster Evangelie, die Here God sien die geringstes raak. Hoorie? Die geringstes. En hy trek ons in sy genadeplan. Hy bewys ontferming
aan Maria en aan u by die naam. En nietige mens soos ek en u, oorlaai met goeie gawes. En daarom, en hoor die Maria kind sê, die hemelvaart van donderdag, onthou jy, ons dit kon herdenk. In Johannes 14. Hoor die Maria vroumens se kind sê, ek sal jou nie as 'n weeskind agterlaat. Dis Pinkster. Ek sal die Vader vra om die Heilige Gees te stuur, die Gees van die waarheid, die altyd trooster, die voorspraak, die advokaat. Pinkster sê, u is nie 'n weesie nie. Pinkster 2025 onderstreep opnuut weer, u is geen weeskind nie, u is nie uitgelewer nie, u is nie aan u lot oorgelaat nie. Hoekom nie? Want in die oggendteks staan, wat in Maria verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, sy naam is Jesus. Maar dan staan daar nog iets, saamgebring uit die ou verbond na die nuwe verbond. Sy naam is Jesus. Immanuel. God by jou. God by jou. Pinkster 2025. Onder leiding van die Heilige Gees. Want Jesus is gebore. Amen. Geliefdes, voordat ons saam dank sê, kom ons sing van harte die 4de strofe, skrifruiming 12:2. Ons dank saam. Onse God en Vader wat in die hemele woon, ons die kinders slaan ons hande saam. Ons slaan ons hande saam in verwondering
oor hoe U doen, oor wie U is, en dat U ons, elkeen van ons en elkeen van U kinders nie miskyk nie. Dankie Here dat dit ook aan ons geopenbaar word in die begin hoofstuk van die nuwe verbond. U werk met U kinders op grondvlak. U het met Maria gewerk. U werk met mense in die volheid van die werklikheid en daarom ook die volheid van ons omstandigheid. En daarom loof ons U Here dat ons as het ware ons hande kan ophef en U loof. En so te lewe. Dink aan ons elkeen. Gedenk ons met wat nou in ons hart aan die gang is. Dink aan ons met dit wat nou in ons koppe draai. Die seën van elke dag. Maar ook die stikken van elke dag. U ken, U weet, en ons hand is in U hand, vorentoe, want voor kom ons Here Jesus. Vader in die hemel, begenadig ons met 'n Pinkster 2025 belewenis, sodat ons in ons getuienis daaroor sal uitbreek in werkplek en woonplek in hierdie ou wêreld. Hoor ons gebed. As ons U dank sê vir hierdie dag, U dag, die feesdag, wat ons aan U sal toewy, met vreugde. Ons gebed in Jesus naam, almal saam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing en dit staande doen, die 6de strofe van lied 260. Daarna bly ons staan vir die uitstuurseën en dan ons amen lied, die 2de strofe van Skrifbreuke 12:3, waarna U net weer U sitplek inneem en dan deel ek afkondigings met U en daar is ook 2 simpatienotas waarin ek wil hê ons graag almal moet deel. Staande 260 strofe 6.
Ons dank die Here dat ons sy seën mag ontvang en onder sy seënende hand hierdie erediens kan gaan voortsit in die week wat ons begin het. Kind van God, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou vrede gee. Amen. Geliefdes, ek wil die notas wat ek aan u wil voorhou. Die eerste pligpleging is om aan verjaarsdagmense 'n kaartjie uit te deel. Ek het dit tog goed gedink dat ons vir ons oop en toesluit koster, Suster Elsie Bakker, wat die 3 Junie verjaar, 'n kaartjie mag uitdeel. En nou wil ek vir hierdie jonge broeder Maree, wat hier langs sy pappa sit, sê, kom bietjie hier seun. Ja, jy Boeta. Nie jou pappa, nie jy. Jy is amper net so groot soos pappa, nee. Seun, daai tannie wat agter pappa sit, sien jy haar? Dis tannie Elsie, gee vir haar en 'n drukkie, sal jy? Right. Dan aan Marcel Jones, wat die 6de Junie verjaar. Sy is een van ons hoërskoolkatkesante. Marcel, baie geluk, baie seën. Nou moet jy net eers bietjie hier staan. Broers en susters, hierdie kind het besondere mediese omstandighede. Hierdie kind is nie so gesond soos wat u haar sien nie. Hierdie kind moet gereeld, en ek weet nie hoe doen 'n mens dit nie, maar haarself inspuit en dan weet almal waarmee sy gediagnoseer. Maar dit beteken dat ons nog liewer is vir jou. Baie sterkte. En nou wil oom Pieter net nog iets sê, broer en suster, en veral die kinders. Kyk nou na hierdie kind. U kan mos sien, sy's 'n leerder van Hoërskool Wonderboom. Dankie, hoor. Die feit dat u oor Hoërskool Wonderboom lag, ek het almal se stemme opgeneem. Ek gaan met julle werk. Broer en suster, die aandediens vanaand 17:30, beroep op u elkeen. Verlede Sondag aand in ons samesyn, so vreugde, dis vroeg aand tyd, ek weet dis winter, maar nou ja, daarmee volstaan ek. Dankie dat ek u kan uitnooi, en ons let ook vanaand op die deel in ons belydenis, en waarom word daar bygevoeg na die hemelvaart en sit aan die regterhand van die Vader. Hoekom nie die linkerhand? Het jy al ooit gedink? Die regterhand. Dit hanteer ons in leerprediking. Ter approbasie as ouderling hou ons aan u voor, ouderling, ten minste broeder Johan Janse van Vuren.
As u 'n spesiale dankoffergawe in u sak het en die Here seën u in dermate dat u ook ekstra kan bydra, kan u dit by die deure afdra vir die Montana Poort kerkkas. Dan, broer en suster, hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee en koffie net hierna. Dankie aan die diensgroep Vroue vir Christus wat dit vir ons moontlik maak. Dan, om dit so uit te druk ten slotte, ons betuig as gemeente ons simpatie met Suster Mita Kutse, die mamma van Suster Marina van Kontry Kombuis. Suster Marina is onverwags oorlede en haar troostdiens is môre vanuit die NG Kerk oorkry. Ons gebed is dat die Here deur sy Gees hierdie bejaarde suster sal omarm en sal troos. En ons elkeen wat vir Marina geken het, weet watter rol sy in die gemeenskap gespeel het. Dink ook aan haar man wat in 'n rolstoel leef vir lank reeds. En as ek nou sê, dink net hoe verlore die broeder moet voel, dan bedoel ek dit nou nie negatief nie. Maar ek weet jy sal verstaan. En dan ons innige meegevoel met Suster Estel Spies van die gemeente met die oorlede van haar man, ons broer Johan, gistermiddag so by 1:00 se kant, bietjie daarna hier in die Montana Hospitaal. Daar is nog geen begrafnisreëlings nie in die wijk, of kom ek sê so, as u Suster Estel se nommer nie het nie, stuur my net 'n nota en dan stuur ek dit vir u saam met haar 2 seuns Embra en Meld, ons innige meegevoel. Daarmee saam sê ons vir broeder Chart Foster sterkte met die siekteomstandigheid van Tina, sy vrou. Mag die Here haar ook op tyd weer oprig. En dan vir broeder Martin Oentiet en sy boeta en hulle familiekring met hulle bejaarde moeder se ernstige siekteomstandigheid, wat ons nie elke dag weet hoe vorentoe nie. Mag die Here, broeder Martin, jou en jou familiekring begenadig met krag uit die hoogte. Ons loof die Here vir Suster Sari Kreer, 'n hoogsbejaarde suster van die gemeente, wat na operasie nou in 'n sorgsentrum verpleeg word. Dit is die mamma van Louisa Henning. Ons het dit nie gedink nie, maar dit het gebeur, dat ons tante tog nog uit die hospitaal mag lewe. Baie sterkte ook vir die versorging van 'n bejaarde mamma, wat regtig nie kinderspeletjies is nie. Om aan hierdie mense en elkeen in besondere omstandighede te dink, kom ons doen 'n kort gebed. Here, onse Here, tel ons elkeen, maar besonder hulle wie ons nou genoem het, asof op u skoot. En bemoedig hulle en oortuig hulle van die liefde
En o Heilige Gees, troos hulle met troostwoorde uit die hoë hemele. So smeek ons van U om Jesus ontwil. Amen. Dankie broer en suster.